Ons nou nooit sy naam onthou nie vir Chanel, want ek moet eers my pad vind, gou met die lyn gepraat en sy het gesê die wetenskap en al dies meer wat daar is. Ons bly aan om vir julle te bid en dat die Here vir julle sal seën en dat sy en Andries mooi volkome sal herstel en genees. Elise sê altyd vir my, ek moet dankie sê vir die mense wat gebid het, ons weet sy is nou so, ek weet nie of sy datum hou nie, maar in 'n remissie, maar dink aan al die ander wat besig is met hulle behandeling, dat die Here vir hulle sal seën. In die week met Engela ook gepraat, gesê sy het gehoop dat hulle sal vanmôre hier kan wees. Nou, hulle het hier kort voor Kersfees het hulle die COVID opgedoen en ja, hulle is nog steeds vasgevang dat hulle nie hier kan wees nie. So die ding dan vir ons uitmekaar. Dan die saakie waarby ek wil uitkom, want veral vir persone wat ook by die video ingeskakel sal wees. So tyd gelede is daar 2 van die huisies by Morresterf wat skade opgedoen het met 'n brand. Nou hulle het allerlei goed wat hulle nodig het. Ek kan nie die hele lys meer onthou nie, maar ek dink dis maar veral omdat 'n mens probeer om elke plek dat hy uniek kan wees, dat van my kant af moedig ek maar altyd aan, as jy kan om 'n finansiële bydrae te maak. Natuurlik as daar lakens of kombersel of jy weet enige iets van die goed by jou huis is wat jy vir Morresterf wil skenk, is jy natuurlik welkom, maar ek probeer maar altyd aanmoedig om 'n finansiële bydrae te maak, want dan kan die mense wat die skade ook al was, dan kan hulle die eenvormigheid behou om eenvormige goed vir 'n huisie aan te skakel. So ek het nagelaat om dit verlede week te sê, so as jy 'n finansiële bydrae wil maak, dan weet maar vir Marie, vra vir wat die kerk se rekeningnommer is, dan kan jy sommer jou geldjie daarby inbetaal. Dan heel laaste saakie, maar dis eintlik meer op ligte noot. Fanie het gevra, hy wil graag volgende week wil hy graag plaas toe gaan, hy wil gaan kyk of my plaas nog staan, en toe ek vir hom sê, ek aanvaar dat die meeste van ons sal hom met groot vrymoedigheid wegstuur, dat hy net kan gaan kyk, maar as hy terugkom, dat hy net vir ons om terugvoer gee, of die plaas staan, en of dit alles mooi, of die diere goed versorg is, dat ons net daarvan kan kennis neem. Maar dit is net so opligting. Ek wil graag vanmôre vir jou en vir elkeen wat by ons geleentheid ingeskakel is, in die naam van die Here verwelkom. Nou, 'n erediens kan baie maklik net 'n stuk gewoonte wees wat in 'n mens se lewe plaasvind. En hoe langer ek dit in my lewe doen, hoe dieper, hoe groter is daardie gewoonte in my lewe. En wanneer ek van daardie gewoonte afwyk, dan weet ek sommer dadelik, maar iets is nie reg nie. Maar hierdie gewoonte wat ons op 'n Sondag saam met mekaar doen, is iets wat aan die hart van ons Christen wees lê. En dit is om saam met mekaar, en ek hoop dit is wat ons altyd as gelowiges sal beleef, om saam met mekaar in die teenwoordigheid van die Here te wees. COVID maak dat ons uit mekaar geskeur word. COVID maak dat 'n mens 'n eiland bestaan as ware voer. En om dan op 'n Sondag die geleentheid te hê om saam met mekaar byeen te wees. Een van hart en een van sin en een van gees te wees. Dat dit vir ons nie net 'n wonderlike, heerlike voorreg sal wees, maar dat dit 'n wonderlike
vreugde sal wees om saam met mekaar in die naam van die Here byeen te wees. En daarom is vanmôre se geleentheid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En in sy naam groet ek jou vanmôre. Genade en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God ons Vader. Dis vir ons geskenk in Jesus Christus die Here. En dit word vir ons elkeen 'n werklikheid gemaak deur die teenwoordigheid van God, sy Heilige Gees. In verlede week wou ek graag vir julle daardie luisterlied gespeel het. Ek gaan daardie lied vanmôre vir julle speel. Jesus is die koning. En in hierdie lied vind ons eintlik al die elemente van ons geloofsbelydenis. So wanneer ons na hierdie lied luister, kom ons dink aan wie is die Here vir ons en wat het hy vir ons gedoen. Ek het hom net nou so opgestel dat die woorde op die skerm ook sal verskyn asseblief voordat jy aangaan Dewald. Die skyfie vanmôre, gaan net terug asseblief. Die skyfie vanmôre is derde Lydenssondag, is een van daardie elemente van die Here Jesus se kontak met mense en hierdie is deel van die voetewassing. Hy is nie heeltemal so duidelik nie, maar hier aan die kant is die vrou met die kruik en dan Jesus aan die ander kant. Kom ons luister na daardie lied. Asseblief speel op my hart genoeg dat die musiek opgetel word.
wonderlike Here en Hemelse Vader, ons dankie dat ons met 'n diepe geloof in ons hart kan leef, dat Jesus die koning is. En dat ons in Jesus self oorwinnaars geword het. Omdat U ons met U bloed vrygekoop het. En ook kan vooruitkyk na die dag wanneer U terugkom. Ons loof U dat U U lewe vir mense soos ons kom gee het. En dat ons aan U kan behoort sonder enige verdienste. Alleenlik maar by die genade wat Jesus Christus vir ons aan die kruis en die opstanding uit die dood bewerk het. Wanneer ons dit vanmôre sê en bely, Here, ontvang ons lof, ontvang ons dank en ons aanbidding. En seën vir ons dan in hierdie oomblikke, wanneer ons hier in die gebou bymekaar is. Ook vir hulle wat daar by hulle huise is, oor die verskillende dele van ons land, en waar hierdie boodskap dan vanmôre ook al sy intrek mag neem. Seën dit, Here, sodat U naam verheerlik sal word en dat U geken sal word as die enigste Here en Koning. Dit alles vra en bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou broer en suster, ek het verlede week vir jou gesê dat in so 'n kort reeks midde in die lydenstyd gaan ek 'n paar gedagtes met jou deel rondom Genesis 17 en verlede week het ons by vers 1 en vers 2 stilgestaan waar ons die geskiedenis raakloop van Abraham wat 99 jaar oud was en die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. En dan ek sal my verbond met jou sluit en in daardie in hierdie paar woorde het ons geleentheid gehad om 'n hele klomp dinge met mekaar te sê oor die kontrak, want dis wat dit eintlik is. 'n Verbond is 'n kontrak, dis 'n ooreenkoms. En die Almagtige wat met onmagtiges in verhouding toetree. Die Almagtige wat onmagtiges die hand trek. En in daardie in hierdie hele gebeure wat die Here met Abraham kom praat en wat hy homself as die Almagtige kom aanbied, loop ons dan hierdie mooi gedagte raak van God se verrassende liefde. Sonder dat die mens daarvoor vra, kom God en hy bied homself aan mense aan. Nou vanmôre gaan ons so klein bietjie verder met mekaar praat oor hierdie ooreenkoms. Wat lê alles binne hierdie ooreenkoms? Want ons het nou na die raamwerk gekyk. En in hierdie raamwerk het ons vir mekaar gesê dat hierdie ooreenkoms wat die Here met mense maak,
dat dit nie 'n koue, kille ooreenkoms is. Ook nie iets wat op mense afgeforceer of afgedruk word nie. Maar 'n God wat in liefde met mense in 'n verhouding wil toetree. En as jy kan om altyd 'n nota van hierdie woorde te maak, sonder net 'n mens. Dis wie Abraham is, dis hoe die Here vir Abraham beskryf het. En ek en jy moet onsself in Abraham gaan inlees, sonder net 'n mens, word dan deur God, deur die Almagtige ontmoet. Net lees hier van vers 3 af. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Net daardie gedeelte wat ek saam met jou lees, vers 3 tot vers 6. En as jy graag wil gaan verder nadink volgende week, dan sal ons na vers 7, 8 en 9 kyk. Nou as ons dan nou vir mekaar gesê het, ons het die raamwerk van wat hierdie kontrak is, en 'n kontrak is 'n wettige ooreenkoms. As jy 'n huis koop, dan is daar allerlei reëls, regulasies in daardie kontrak ingeskrywe. En vir solank as wat 'n mens hou by die reëls van daardie ooreenkoms, dan het jy en kan jy die vrymoedigheid neem om aan te hou bly in jou huis. Natuurlik, wanneer is daar ook klousules wat sê dat as 'n mens nou nie getrou is aan hierdie ooreenkoms nie, dan is daar bepaalde goed wat ook in werking sal tree. Maar dis, as ons praat oor die ooreenkoms tussen God en die mens, dan is dit nooit net 'n koue, kille ding, want dit is, as jy bank toe gaan of na die prokureur toe, dan sit 'n klomp papiere en daar word geteken en elke bladsy word geparafeer en dis die einde van die ooreenkoms. En jy stap by die kantoor uit, weliswaar met vreugde, maar dis 'n koue sake transaksie. Die ooreenkoms tussen God en die mens, dis nie wat dit wil wees nie. En as ons nou hierdie gedeelte gelees het, dan gaan ons nou kyk, wat beteken dit in 'n mens elke dag se lewe om in hierdie verhouding met die Here te leef? Wat beteken dit eintlik vir 'n mens om te kan sê, ek het 'n ooreenkoms met die Here, of die Here het 'n ooreenkoms met my aangegaan? Wat beteken dit vir my elke dag se lewe? Wat beteken dit vir my as ek nou hier by die deur uitstap vanmôre en ek gaan terug na my lewenswêreld toe? Wat beteken dit vir 'n mens daar by jou werk, in die verhoudings waar binne jy staan en leef, om in 'n verhouding met die Here te kan staan? Al hierdie belangrike vrae gaan ons onder een sambreel vanmôre kan toevang. En dit is 'n verbondsmens is 'n nuwe mens. 'n Verbondsmens is 'n nuwe mens. Of as ek dit dalk miskien in die woorde wat ek net nou met jou gedeel het kan sê, sommer net 'n mens
'n nuwe mens en is 'n nuwe mens. Nou in hierdie verse vanmôre het ons gelees dat die Here sê, dit is my verbond met jou, en dan spel hy 'n paar dinge uit. As ons sê dat hierdie ooreenkoms, hierdie kontrak tussen God en mens is 'n verhouding, dan, ekskuus dat ek my bril afhaal, want as ek my bril op het, dan kan ek nie hier sien nie, as ek nie my bril op het nie, dan kan ek nie daar sien nie, maar ek kan daarom so die buitelyne, kan ek daarom sien. Hierdie ooreenkoms wat die Here met 'n mens aangaan, moet ek en jy altyd in die eerste plek dit verstaan, is dat God kom bied homself aan mense aan. Dit is altyd die aangrypende van ons geestelike lewensstorie. Daar is niks wat ek van my kant af kan doen nie. As God hom self nie kom aanbied nie, dan wil ek byna so ver gaan om te sê, dan kan daar niks wees nie. As ek in myself blaai en in my eie sondige bestaan gaan krap, dan sal ek altyd die tekortkominge raak sien. Ek kan nie daar uitkom. Ek kan nie by God uitkom. Ek kan nie die kloof oorbrug nie. Ek kan nie van my sonde ontslae raak. As iemand nie van buite, en in ons geval, as God nie van buite my ontmoet nie, dan kan daar niks wees nie. En as die Here nou vir homself vir Abraham kom aanbied, dan moet ek en jy vanmôre hierdie mooi ding hoor in die belofte wat die Here vir Abraham maak. Dat as hy vir Abraham sê, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies, dan gaan dit nie net oor 'n ou klein deel van Abraham se lewe nie. In daardie tyd was 'n nageslag, veral seuns, was vir 'n familie 'n groot saak gewees, want dit is hoe 'n nageslag voortbestaan het. Dis hoe 'n familienaam voortgeleef het. Maar nou is die Here se betrokkenheid by ons as mens en sy betrokkenheid by Abraham lê nie net in Abraham se voortbestaan binne 'n nageslag. As die Here vir Abraham sê, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies, dan gaan dit oor Abraham se totale voortbestaan. Dan gaan dit oor sy totale lewe. Wat ons eintlik vir mekaar moet sê, is dit gaan oor die Here se voorsiening. Ons bevind ons elke dag in 'n lewe waar ons reg of verkeerd, en ons sê dit in die kerk vir mekaar, ons sê dit by eredienste vir mekaar, en ek sê dit in my elke dag se lewenswandel met mense. En die Bybel sê dit vir ons, moenie bekommerd wees oor die dag van môre. Dit vat my en jou nie lank om maar weer oor môre te begin bekommerd raak. Ek hoef net na een uitspraak van 'n politikus te luister en dan is daar al klaar weer 'n klomp dinge wat in my hart en my gedagtes kom vassit. En wat ten diepste veroorsaak dat ek
begin twyfel. En ons weet almal wat veroorsaak twyfel aan 'n mens se lewe. Dit maak dat 'n mens ophou lewe. Wat as? Sê nou maar. Wat as die derde vlaag sy kop uitsteek? Wat as ek dan erns deur hierdie COVID-pandemie getref gaan word? En as die Here nou vir Abraham kom sê, ek verbind my aan jou, dit is my ooreenkoms met jou, dis die kontrak wat ek met jou aangaan. Jy sal die vader van 'n menigte nasies wees. Die Here eintlik, of wat ons in soveel woorde vir mekaar moet sê, dit so prakties vir mekaar moet afbreek, is om vir mekaar te sê, die Here sal sorg. Ek dink nie daar is mooier woorde waarmee ons mekaar op mekaar se lewenspad mee kan help nie. Die Here sal sorg. In die ou vertaling dan lees ons woorde in die effek waar die Here sê, ek is God die Almagtige. En as ek net aan myself telkens dink, hoe ver ek tekort skiet. Die Onmagtige. Die een wat nie weet wat in die volgende minuut vir my lewe op die lewenspad lê. Dan kom die Almagtige en dan kom sê hy, ek sal sorg. Vir Abraham sê hy, nie net vir 'n nageslag, vir alles wat daarmee saamgaan. Die huis waarin hierdie nageslag moet groot word. Die kinders vra ons nie, waar kom die kos vandaan? Of die kinders vra ons nie, waar kom my klere vandaan? Al wat 'n kind doen, is dat hy moet net vertrou en glo dat die Here sal voorsien. En met kinders is dit ook so dat hulle glo pa en ma sal voorsien en dat hulle nie altyd weet hoe en waar dit vandaan sal kom. Die Here beloof volkome sekuriteit, 'n toekoms, 'n voortbestaan, lewe. En as ons nou in ons Christen tradisie gaan terugblaai, dan sal ons daar op 'n klipkoppie, en dis in hierdie tyd van lyding, waarin ons as kerk nadink oor die lyding van die Here Jesus, dan sien ons daar presies hoe die Here se kontrak aan ons verbind word. Dan sien ons hoe die Here daar by 'n klipkoppie sy erns met die mens kom onderstreep. Dit wat vir ons voorlê, dit wat ons as gelowiges nodig het. Johannes 11 vers 25 en 26, wanneer die Here Jesus sê, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Daardie toekoms wat die Here vir ons as mens kom aanbied. En dan nie net vir daardie een dag, nie net vir daardie lewe aan die ander kant van die graf, maar vir elke dag. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En as dit vanmôre jou lewe so is, as jy vanmôre op 'n plek dalk in jou lewe is, of as jy môre of oormôre jouself op 'n plek gaan bevind, waar jy voel, ek is moeg en oorlaai, hier is 'n sak vol dinge op my lewe.
my skouers, ek gaan kromrig deur die lewe. Hoor vanmôre die Here se uitnodiging. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Julle wat wonder oor môre. Julle wat bekommerd is oor môre. Kom na my toe. En ek sal vir julle rus gee. Die tweede wat ek in hierdie gedeelte raak lees, of wat ons met mekaar net 'n paar gedagtes mee gaan deel, is oor die verbondsnaam, oor 'n nuwe naam. Nou, in daardie tyd, waarin Abraham geleef het, in die ou tyd, Bybelse tyd, was 'n naam baie meer as wat 'n naam vandag vir ons beteken. Toe Dewald gebore was, toe hulle vir hom daar af na Durban toe gevlieg het en 'n klomp dinge moes gebeur het, toe het iemand op 'n stadium vir hy gevra, wat is sy naam? En toe moes hy vinnig vir hom 'n naam gee. Maar in daardie tyd, 'n naam het 'n baie spesifieke konnotasie gehad. Wie jy was, is baie keer gekoppel aan waar jy gebly het. En 'n naam was nie net sommer 'n naam. 'n Naam het baie meer vertel as net deur die naam te noem. En indien daar iets plaasgevind het, dan het daar baie keer 'n naam na vore gekom. Dink maar aan Jakob, toe hy die Here in 'n droom ontmoet het. En toe is sy naam verander na Israel toe. En daardie naam Israel het vir mense in daardie tyd iets gesê van iets het gebeur. Daar's 'n storie wat daar rondom lê. Nou in Abraham se lewe is dit ook so. En ek gaan net nou daarby uitkom dat wanneer 'n mens se naam verander, dan verander jou lewenskoers ook. Wanneer jou naam verander, dan kan die dinge van gister en eergister nie meer deel van jou lewe wees nie. Hierdie naam wat Abraham nou ontvang, die Here kom gee daardie naam self vir hom. En dis van deurslaggewende belang. Met 'n naamsverandering, en ons het dit nou 'n paar keer vir mekaar gesê, die Here wat hom aan mense kom aanbied. En hierdie naamsverandering kom bevestig dit, dat as die Here Abraham se naam verander, dan sal hy vir tyd en ewigheid daaraan verbind word en daaraan herinner word. Die Here het my verander. Die Here het my nuut gemaak. Natuurlik is dit ook so dat mense wat rondom Abraham geleef het, dat hulle bewus sou geraak het van hierdie naam en die gebeure wat daarmee saam sou plaasgevind het. En Abraham gaan in hierdie geval hy kan sê, daar het 'n ontmoeting tussen my en die Here plaasgevind. En wanneer mense met Abraham praat, en wanneer mense sy storie hoor, dan kom die Here
op die tafel, dan tree die Here in 'n lewende verhouding met hierdie man. Daarom lees ons in Jesaja, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dis die aangrypende van Christen wees, nee? Is dat in Christus word ons nuut gemaak. Vermoed jy my familie is daar so bietjie van 'n krisis, dit is hoekom daar op en af geloop word. Gaan jy huis toe ry? Ons sal sorg. Goed. Ons het vir mekaar gesê dat hierdie ooreenkoms wat die Here met ons aangaan, is 'n belofte vir die toekoms, vir lewensvreugde, vir elke dag. En daar by die kruis, alles reg. Daar by die kruis, net almal ons gedagtes weer by mekaar. Daar by die kruis, daar ontvang ons nuwe naam. Die kruisgebeure kom vertel vir ons die storie van 'n nuwe naam. Wanneer ek daar by die kruisgebeure kom stil staan en wanneer ek na die kruis kyk en dit wat die Here Jesus vir my gedoen het, dan ontvang ek daar 'n splinter nuwe naam. Paulus sê 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Alles is die werk van die Here. Vir my en vir jou as ons in die wêreld, in ons elke dag se lewe, as ons daar gaan loop, as ons daar gaan optree, dan het ons hierdie wonderlike storie wat aan ons naam gekoppel is. Alles het nuut geword. Dit is alles die werk van die Here. 'n kind het eendag opgemerk, as ek 'n roosknop probeer oopmaak, kry ek net 'n klomp gekreusde blare. As God dit oopmaak, kom 'n pragtige roos tevoorskyn. Hoekom is dit so? Seker omdat God van die binnekant af werk en jy van buite, het sy ma geantwoord. En dis hoe dit in hierdie ooreenkoms met die Here is. Hy werk van binne. En Abraham, hy kry nou maar net 'n nuwe naam. Hy kry net 'n ander naam. Maar van binne, kom maak die Here vir hom oop. En my naam wat ek het, is eintlik maar net die sigbare bewys dat die Here alles kom oormaak het en dat ek 'n nuwe naam ontvang het. En ek sluit af. Miskien is dit so dat daar waar jy leef, daar waar jy werk, daar waar jy optree, daar waar jy betrokke is, lag mense dalk oor hierdie nuwe naam wat jy ontvang het. Christen, wedergeborene. Miskien lag mense daaroor. Want vir baie mense lyk dit wat daar op 'n klipkoppie gebeur het, lyk dit so nietig.
Dit lyk na so